En ons het reeds van 1 tot 11 gedoen. Ons het verlede week gekyk na Paulus se dankgebed, wat hy doen vir die mense in Filippense. Interessant, Lydia het vanoggend vir ons vertel van die mense in Filippyne. Ek dink so half afgelei van hulle Filippyne. Soos een ouderling in Barberton vir my gesê het, ons die gewoonte by die kerk is, dit is mense, baptistes, mense wat hou van Filippense, Filippense. Maar die Filippense is deel van Macedonië. Macedonië is deel van, ons ken vandag Europa, daai gedeeltes van Europa waar die evangelie heen gegaan het. Ons lees van vers 12 net tot vers 18, en ons gaan 'n gedeelte daarvan doen, want dit is so ryk in betekenis. Dis waarom ek nie sommer net hele ding wil vat en hom deurloop per hoofstuk nie. Nou skryf Paulus hier en Timoteus, as jy onthou, Paulus en Timoteus diensknegte, nie apostels of leiers of ouderlinge van die kerk nie, hulle sien hulle self as diensknegte van Christus. Dan sê hy in vers 12, broers, wat natuurlik insluit die voorveronderstelling dat dit ook die dames sal insluit. Ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het, in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Sodoende het dit by die hele Praetorium, of die keiserlike wag, en al die ander bekend geword. Nie net by die wagte nie, maar by al die ander in daardie area van Rome bekend geword het, dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers, en ek glo die susters daai tyd ook, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap nou op die Here leer vertrou het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Ons sal volgende week kyk na sommige verkondig, maar ons vir die konteks, sommige verkondig, dis hierdie mense wat nou die woord vreesloos verkondig, sommige van hulle verkondig Christus wel uit jaloesie en onsinnigheid of onenigheid, en ander egter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander, teenoor hulle, wat moedswillig is en my nie goedgesind is nie, staan daar, verkondig Christus uit selfsug met die opregte motiewe nie, maar uit die bedoeling om vir my in my gevangenskap dit moeilik te maak, of moeilikheid te veroorsaak. Wat maak dit egter saak, sê Paulus, in elke geval, of dit onder 'n voorwendsel is wat hulle dit verkondig, of met opregtheid is, word Christus verkondig, en daaroor is ek bly. Die hooftema van hierdie hele boek, bly, verbly julle in julle. Daaroor is ek bly, al is ek onder vals motiewe, is ek bly. En dan sê hy, einde van vers 18, ja, ek sal voortdurend bly wees. Vader, ons bid dat U vir ons sal lei in die ontginning van U woord, soos mens goud in 'n myn ontgin, dat ons die skatte daarvan sal ontdek, want ons weet, Here, U het vir Paulus gedryf om dit te skryf. Dit is nie sy eie versinsel nie, dit is nie 'n verhaal of 'n gebeure wat hy oorskryf nie, maar die Gees het hom gedryf om vir ons hierdie dinge te openbaar, sodat ons nie net vir Paulus kan verstaan nie, maar die Vader hart kan verstaan. Seën ons dan met die oorsig en die eksposering van hierdie gedeelte, mag dit lei tot U verheerliking, soos U dit bedoel het, toe U eie seun ons Here na hierdie wêreld gestuur het, om verbrysel het. Here, en daarin het U self ook verheerlik. En ook in sy opstanding, want U het geweet dat hy sy lewe aflê en hy het sy lewe opneem en dit verheerlik U. Mag ons ook oorweeg wat U heerlikheid behels in hierdie oggend in Jesus naam. Amen. Ons het weer gesê, die besonderse apostel wat hier besonderse brief aan baie besonderse mense skryf, hulle is nogal 'n goeie klomp mense in die kerk in Filippense gewees. Paulus het nie veel wat hy sê om hulle tereg te wys nie, en ons vind dat hy in 'n baie hegte verhouding met hierdie gemeente was. Hulle was klein, waarskynlik in die begin. As ons kyk, lig wil kry op
die boek van Filippense, hoe die gemeente ontstaan het ons sê, ons gaan kyk na Handelinge 16, wat gebeur, hoe begin hierdie klein kerkie, ons kry sy geskiedenis, wat ons nie kry van al die kerke. Ons vind nie hoe die kerk in Efese ontstaan het, of in Kolossense, in Galasiërs, as jy onthou, ons het van Galasiërs gepraat, Galasiërs is soos die kerk in Korinthe, hulle moet reggewys geword het. Want hulle het geval vir die valsleraars wat sê, jy moet jouself besny. Al is jy 80 of 90 en jy word 'n Christen, moet jy jouself besny en jy moet al die Joodse wette hou. Korinthe het 7 groot probleme gehad, as ons eendag deur ons paar in 2030 ons kom daarby uit, ons kyk na die kerk in Korinthe, wat glad nie 'n kerk is wat gevlei moes word nie. Sê nie Filippense was Christus se wit broodjies nie, maar ons weet daar's 2 kerke in Smyrna en Philadelphia wat nie onder Jesus se tong deurloop nie, want hy sê ek sal julle slaan met die swaard. Hy tref hulle met die swaard van sy woord. Filippense, hierdie gemeentetjie wat begin is deur Lydia, die purperverkoopster, sy het buitekant die rivier van die stad Filippi, was sy besig om te aanbid. Sy was 'n Joodse proseliet, alhoewel sy 'n Romein was, is sy haar bekeer tot die Jodendom. En is hy buite hierdie stad Filippi, by die rivier besig om te bid in Handelinge 16, dan loop Paulus en Silas loop haar daar raak. En dan weet hulle, die Here het, soos hulle sê, 'n goddelike afspraak met haar gehad. Hulle vra vir haar, wat weet jy van Christus? En hulle die evangelie aan haar verduidelik. Dan kom dit na die hart toe, want al Paulus se boeke gaan altyd oor die evangelie. Die goeie nuus, ons gesê die Engels gospel praat van Godspell. En Paulus verkondig die goeie nuus, en sy sê, as u glo dat ek regtig tot bekering gekom het in Jesus Christus, dring sy aan, laat my ek wil julle oortuig, kom na my huis toe. Wat sy eintlik sê, kom vertel vir my hele gesin die evangelie van Christus. Die goeie nuus dat ons nie ons eie saligheid bewerk nie. Dis nie meer nodig dat ons deur werke God moet behaag nie, want God verwag net een goeie werk, en dit moet 'n perfekte werk wees, en dit is deur sy seun Jesus Christus. En ons in hom en hy in ons. En dan word sy in haar gesin gedoop, en dan gaan Paulus in die strate van Filippi in, en hulle begin om die mense die evangelie te vertel. Kort voor lank loop hulle vas in 'n vrou wat 'n waarsêende gees het, wat vir hulle sê, ons weet wie julle is diensknegte van die Allerhoogste, om vir die mense die weg van verlossing te verkondig. Nou sy het nie gelieg nie, sy het waarheid gepraat, maar is 'n waarsêende gees. En sy het aangehou vir dae, sê dit, en Paulus het gesê, dis genoeg, en hy het die waarsêende gees bestraf, en die gees het uit haar uitgegaan, maar met die gaan al die inkomste van die stad Filippi ook weg, van haar eienaar. Hierdie slavin, sy eienaar is so kwaad, dat hulle dat arresteer en in die tronk sit, Paulus en Silas. En wat gebeur met Paulus en Silas? Hulle sit daar en ween, hulle is so hartseer dat hulle in die tronk is, onskuldig, en hoekom kan God dit nou toelaat dat hulle in die tronk moet wees op hierdie stadium? Nee, hulle bid, sê Handelinge 16, hulle bid, en hulle sing. Dan skud God hierdie tronk deur 'n aardbewing. En dan gaan die seldeure oop. En die Romeinse soldaat wat wag is oor die mense in die tronk, wil homself om die lewe bring, dat hulle gedoen het die Romeinse soldate, want hy is 'n skande vir hom, hy het keiser teleurgestel. En voor hy sy lewe neem, sê Paulus, moenie jou hand aan jou lewe slaan nie. Nie een van hierdie gevangenes het ontsnap nie. En dit was so gewees. En wat gebeur? Hy kom tot redding. Hy sê, wat moet ek doen om gered te word? Hy sê, neem die Here Jesus Christus aan en jy sal gered word, jy en jou gesin, wat toe ook gebeur. En hier is die tweede gesin wat gevoeg word tot die kerk in Filippi. En ons weet, so kry ons die geskiedenis, die begin van hierdie kerk, wat eintlik meestal was Romeine, dit was nie Jode nie. Daar was nie eens genoeg Jode in Filippi om 'n sinagoge te begin. So daar was minder as 10 Jode in Filippi. Dit was uitsluitlik 'n Romeinse gebied. Klein Rome. So begin hierdie kerk, en so dat Paulus op die ou einde, toe hy nou eers in Caesarea en in Efese gevangenis geneem is,
hou hy aan om die evangelie te verkondig. En hy los mense, hy los vir Timoteus in Filippi, dat Timoteus kan aangaan met die werk. Hy stop nie die werk nie, hy laat die werk aangaan, die evangelie marseer voort. En dan seën, in hierdie brief wat hy skryf, seën hy hierdie mense. Onthou verlede week het ons gesê, in vers 3 tot 11, in hierdie seën het ons gesê, gaan oor woorde, julle almal. Ek bid vir julle almal gedurig as ek aan julle dink, almal gedurig. En dan reg deur die boodskap gaan dit, wat doen hy as hy aan hulle dink, vers 4. Ek dink aan julle elke keer as ek aan julle almal dink, aanhoudend aan julle dink ek aan julle met blydskap. Hier kom die hoofwoord al klaar weer deur. Ek dink aan julle gedurig, wanneer ek gedurig aan julle dink met blydskap. As ek aan julle dink, as julle na my gedagte toe kom, is daar of iets in my hart opspring van blydskap, opgewondenheid, oor julle deel in hierdie groot saligheid, vers 8, en hy dink nie net aan hulle nie, hy dink aan hulle met innerlike teerheid. Ek weet, daar is mense wat die woord tederheid gebruik, maar ek dink dit kom nie meer in die woordeboek voor nie. Miskien kan jy self gaan kyk in die Afrikaanse woordeboek, die woord tederheid kom nie meer voor soos in die ou vertaling. Dit praat van 'n innerlike teerheid, maar dit kom van die woord soos ons sê van splanknon, spleen, mild. In die Ou Testament praat dit van, as hy sê die Here is barmhartig en genadig, daai woorde praat van eintlik ook van die ingewande van 'n persoon. Ek voel so vir julle dat my ingewande eintlik rol van teerheid. Nou weet dit is nou nie 'n term wat die mans baie gebruik nie, maar die vrouens sal dit kan verstaan, want hulle praat van die baarmoeder. Dit wat in jou baarmoeder is, word stir. In sy gebed wens hy die Filippense toe dat God vir die goeie werk, onthou vers 6, goeie werk wanneer hulle begin het, ook hierdie goeie werk sal voltooi op die dag van Christus. Hy glo, God is getrou. Ons het verlede week gepraat van hierdie geweldige groot villa winkelsentrum, wat nou nog steeds vandag staan daar, in Villa de Bois en Delmas pad staan hierdie, onvoltooid. God doen nie halwe werk nie, hy voltooi, as hy begin het met 'n goeie werk, want dis hy wat ons kom soek en ons kom red. Want baie mense verstaan nie die evangelie, ons soek nie na die Here nie. Dit is nie skriftuurlik nie. Die Bybel en selfs in Psalm 14 sê, niemand soek na God nie, selfs nie een nie. Daar's niemand wat goed doen, ook nie een nie. Niemand soek na God nie, want God is nie verlore nie. Ons hoef hom nie te soek nie, hy is nie verlore nie. Hy kom soek ons. En dan sê Jesus, ek is die goeie herder. Ek roep my skape. Ek gaan uit na my skape toe en ek roep hulle. En hulle volg my, want hulle hoor my stem. Want Jesus sê, dit is wat die Vader vir my gee, en ek verloor nie een van my skape nie, want ek is nie in die besigheid om my skape te verloor nie. As 99 in die kraal is, en daar's een soek, want glo my die herder, daai tyd was nogal intelligent, want hulle al hulle skape en 100 skape by name geken. Hulle was nie 'n klomp mamparas die herders nie. Hulle het skape geken. En as daar een weg is, wat sê Jesus? Hy los die 99 en hy gaan haal die een. Hy gaan om te soek. Hy is deur die Heilige Gees die een wat? Dis wat ons doen met die Bybelstudie. Johannes 3. Die Heilige Gees kan nie gesien word nie, sy effek kan gesien word, maar hy is die een wat soek. Hy is die een wat oortuig van sonde geregtigheid. Hy is die een wat die Vader gebruik om ons na Jesus toe te trek. En dis waarom God die werk van bekering ook by die Filippense begin het, want Paulus gaan na Lydia toe. God bring die Filippense se pier of soldaat na Paulus hulle basies toe. En dan sê hy, wat is hy getrou om te doen? Om die goeie werk wat hy begin het, en dit is wat ons van gepraat het, die silwer wat gesmelt word, want dis die idee van vers 11 of 10, 11. Die doel was dat julle op die dag van Christus innerlik suiwer en onberuslik, daar's moedswillige of doelbewuste herhaling van innerlik suiwer en onberuslik. Dit beteken eintlik dieselfde ding. Onberuslik en innerlik suiwer. Paulus gebruik 'n oortreffende trap van innerlik. Hoekom? Einde van vers 11, sodat julle kan wees tot verheerliking van God die Vader. Julle moet opeindig om die Vader te verheerlik. En dit doen hy deur ons te laat smelt, partykeer soos 'n silwersmid
oor en oor. As ek gesê, hy hou aan die silversmid hou aan om die silwer op te kook. Hy kook dit op, dan skep hy die dros weg. Dan kyk hy na die silwer en sê, nie goeie gehalte nie. Dan laat hy dit weer kook. En hy hou aan kook tot hy sy gesigse refleksie in die silwer kan sien, dan weet hy, hierdie is nou goeie gehalte. In Grieks praat dokimazo, dit is gesuiwer, goeie kwaliteit waarmee God die Vader tevrede is. Wat doen Jesus, want dit gaan hier oor, as ons kyk na wat gebeur verder, wat hy sê, waar ek hier in die tronk is, Johannes 12 vers 27, as julle wil blaai daarna, toe is julle meer as welkom, ek ken die gedeelte redelik uit my kop uit, want dit is 'n geweldige gedeelte waar Jesus praat, in Johannes 12, begin dit al lei na Jesus se sterwe toe. Hy weet hy gaan sterf, Jesus weet hy gaan sterf, hy weet dat hy gaan ly, hy weet dat hy God sy aangesig van hom gaan verberg aan die kruis, en dan sê, wat sal ek nou sê? Jesus erken, hy sê nie, ontken nie dat hy nie ontsteld is, nie, hy sê, nou is my siel ontsteld, Jesus sê, my siel is ontsteld, maar wat sal hy sê in sy benoudheid? Wat sê Jesus? Sal hy sê, Vader, verlos my of red my van hierdie uur waarin ek gekom het? Dan besef Jesus, maar dit is vir hierdie rede wat ek gekom het, dis hoekom ek aarde toe gekom het. Sal hy my nou red uit my ontsteltheid, ek is ontsteld, dan sê hy eerder, Vader, nee, verheerlik u naam, verheerlik u eie naam, sê hy vir die Vader. So Jesus sê nie my heerlikheid nie, Vader, u heerlikheid, verheerlik u self, en soos hier verder sal sien, dat 'n donderslag gekom uit die hemel, wat dit vir die mense wat daarom was, geklink het asof daar 'n donderslag gekom het, want daar het 'n stem gehoor deur die donderslag, want God praat deur donderweer, en onthou die berg, sien hy praat deur donderweer, en wat sê die stem? Ek het myself verheerlik, en ek sal dit weer doen. My seun, deur jou sal ek myself weer verheerlik, en Jesus onderwerp hom aan hierdie opdrag van die Vader. Verheerlik, sê Jesus. Dan sê die Vader, ek sal dit doen. Ek het dit gedoen vir die tyd, en ek sal dit weer 'n keer doen. So as ons kyk na hierdie gedeelte, ons moet gaan kyk in die vers 12 tot 15 basies, wat is die konteks, die opskrif, die onstuitbare vordering van die evangelie. Ons het hier 4 boodskappe gebring oor die evangelie. Almal weet nou al wat is die evangelie. Dit is nie nodig vir my om weer te verduidelik wat is die evangelie. Almal hoor dit nou te ken. Wat is die evangelie? Lê sentraal die sterwe van Christus en die opstanding van Jesus en ons redding daaruit. Een van die kommentare van Attlee sê, al die tronkbriewe praat van een tema, dit sê Paul bound. Dit is net Paulus wat tronkbriewe skryf. Paul bound, but the gospel unbound. Paulus mag gebind wees, maar die evangelie is vry. Wanneer Charles Spurgeon het altyd gesê, you don't need to defend the gospel, you just need, because the gospel is like a lion, you just need to open or uncage the lion, it will defend itself. Die evangelie sal homself verdedig. Want in die Bybel is die hoogtepunt van die hele Bybel die evangelie. Die Ou Testament voorspel die koms van Jesus Christus en die evangelie, die bloed wat moes vloei om ons onskuldig te verklaar. Ons is nie eintlik regtig onskuldig. Ons het gepraat van kinders word vry, nie toerekeningsvatbaar nie. Die evangelie verklaar ons as nie toerekeningsvatbaar nie, omdat Jesus klaar die prys betaal het. Hy is in die tronk gesit, hy is opgespuug, hy is verrysel, sê Jesaja 53, hy is deurboor ter wille van ons, dis die hart van die evangelie, sodat ons nie deurboor hoef te word nie. God het sy aangesig van die drie eenheid weggedraai van Christus, na al ons sondes op hom toegereken is. Dit hoef ons nie meer deur te gaan nie, want God het die pad gemaak na ons toe. Ek het al gesê, Galasiërs sê, ons is nie eintlik, Romeine 5 praat toe ons nog God se vyande was, ons is nie meer God se vyande nie. Ons is ook nie meer sy vriende nie. Ons is sy kinders en sy erfgename. As jy wil gaan na 'n teenstelling toe, 'n antitese daarvan.
Nou sê Paulus vers 12, broers, ek wil hê julle moet weet. Julle moet weet. Daar's 'n vertaling wat hulle noem die Voice Bible. Mens kan nie meer die Voice Bible nie, kry baie verskillende, maar jy kry nie meer die Voice. Die Voice Bible sê eintlik, vertaal hom so, I have good news for you, and I want you to share this good news with you. Ek wil hê julle moet weet, broers en susters, wat is die goeie nuus? Waarvoor is die evangelie? Wat is die goeie nuus wat Paulus vir hulle wil sê? Julle moet weet wat my omstandighede, wat werklik met my gebeur het, my omstandighede, wat is Paulus omstandighede? Hy is in die tronk. Nou weer die ander vertalings praat van gevangenskap en die direkte Grieks praat van deo, gebind. Praat van boeie. Dit kom van die woord geboei. Ek is geboei. Ek is in boeie. So, dis nie nuus vir hulle nie, maar hy sê, julle moet weet, dat in my boeie is daar goeie nuus. Wat kan goed wees in die hele storie? Dit gaan my weer om die verhaal te gebruik, veral met jou in gedagte, valskermspringers. Julle instrukteur sê, hoor die boeties spring, as jou valskerm op gaan die goeie nuus, jy kan nie verder as die aarde val nie. Dis die goeie nuus. Dis die wêreldse tipe idee van goeie nuus. Paulus sê, wat is die goeie nuus hier in my boeie? Twee dinge wat Paulus sê, vers 13 tot 14. My boeie, wat hy gebruik in die direkte vertaling, of die eers nie eens die direkte vertaling doen het, maar die ander vertaling van Grieks sê, sy boeie het daartoe gelei dat die evangelie voortgaan. Al is hy gebind, ek is gebind in die tronk, ek is in 'n kerker, ek word vasgehou deur boeie. Nou weet ons nie of Paulus letterlik vasgeboei is nie, hulle sê wel, dit kan wees, maar die idee is daar, hy is geboei, hy kan nergens gaan nie, hy is onder huisarrest, deur die keiserlike leiwag, word hy vasgehou, want hy het homself op die keiser beroep, so hy is eintlik 'n gas van die keiser, hy moet na die keiser toe gaan. Festus het hom gesê, jy het hom beroep op die keiser, to Caesar you will go. So hy wag hierso, waarskynlik ingekerker, hy kan nergens gaan nie, hy wag vir sy verhoor voor die keiser, die mal keiser Nero. Maar wat is die goeie ding aan dit alles? Wat kan goed wees hieraan? Paulus sê die hele pretorium, die hele keiserlike leiwag, weet nou hoekom ek in die tronk is. Dis 'n getuienis van die evangelie wat hy vir hulle bring. Hy het die geleentheid om hulle te vertel wat Jesus gedoen het en hoe ons deur Jesus losgemaak word, die regte ontbinding of vrymaking is deur Jesus Christus. En jy moet onthou, die boeie en die keiserlike leiwag was nie net een man wat heeltyd by Paulus dag en nag gestaan het nie. Dis nie hoe hulle werk nie. Oral in die weermag tot vandag toe is daar skofte. Waarskynlik het hulle 3 skofte gehad. Die idee van 3 skofte en meer is om die mense wakker te hou. Want jy kan nie vir 4 ure, 8 ure aan mekaar, die polisie doen dit ook, hulle werk in skofte, weet jy kan nie daai tyd wakker bly, so in Engels sê alert wees nie. Daarom ry hulle skofte en Paulus het waarskynlik vir elke skof die evangelie vertel en elke 1 of 2 soldate vir wie hy vertel het, dit vir hulle huisgesin gaan vertel. En vir hulle bure waarskynlik die evangelie gaan vertel. Het julle geweet, Paulus is in die tronk. Weet julle hoekom hy in die tronk is? Omdat hy glo in Jesus Christus, wat vergifnis van sonde bring. So, in hierdie boeie, ek hou van die Afrikaans wat hulle sê, ons verleentheid word altyd God se geleentheid. Dis 'n verleentheid vir hom, hy is in die tronk. Maar dis God se geleentheid. Paulus besef dit ook, ek is hier ter wille van Christus, en ek, vers 18 tot 19, samevatting oor hierdie stuk is, ek is bly, ek verbly my, daaroor verbly ek my in Christus. Sy gesindheid van blydskap. Jy sien, wanneer die evangelie marcheer voort, die evangelie is onstuitbaar, tot vandag is dit onstuitbaar. Want die woord, interessant hier, dis 'n kettingreaksie, Paulus erken, ek het die evangelie verkondig, maar hy is soos 'n katalisator, hy is die een wat dit laat voortrol, hy is nie die evangelie, Paulus is nie die evangelie, maar die een in wie hy glo, Jesus Christus is die begeliggaming van die evangelie, en dit kan nie gestop word nie. En dan sê hy hier, dit het gelei tot bevordering, vers 12, van die evangelie. My boeie, negatief,
gelei tot die, in die eindelike vertaling daar is, to the advancement, sê die ESV, to the advancement of the gospel. As ek nie hier was in Boeie nie, sou die evangelie nie onder die praetorium en onder hierdie mense in Rome verkondig gewees het nie. Niemand sou hulle vertel het nie. Almal sou te bang gewees het om Rome toe te gaan en onder die soldate die evangelie te gaan verkondig. Maar ek is in Boeie, nou moet ek die evangelie verkondig. En dit is die voortrol van die evangelie wat onstuitbaar is. Vergun my om 'n storie te vertel wat ek weet nie julle baie weet wat het gelei tot die einde van die Tweede Wêreldoorlog. By watter plek is die eintlik die begin van die einde. Hulle noem dit D-dag, Delta dag, né? Normandië. Kan jy onthou Normandië? Daar het geallieerde magte, as nie weet wat geallieerde magte, dit was Amerika, Engeland, Frankryk, teen Duitsland opgetrek en hulle in die kus van Normandië gegaan om hierdie area te oorwin van die Duitsers. Want dit was een van die laaste vestings van die Duitsers gewees. Baie sterk. Miskien het julle al 'n prent daarvan gesien. Maar as jy die prente, want daar's flieks daaroor gemaak waar hierdie amfie-tuig wat 'n tank is basies wat aan word deur die skip laat vaar soos 'n groot tank, vaar hy tot op die strand, dan slaan die voorste deksel oop en dan gaan al die soldate sommer 100 tot 200 uit. En baie van hulle het geland op die kus van Normandië en hulle, so ek sê, die woord advancement het vorentoe gegaan, maar daar was 'n groot probleem. Want in die kus van Normandië was daar hoë rotse en daar was torings of forte. En hier het Duitsers gesit, klomp Duitsers, en hulle het hierdie masjiengewere gehad, en hulle het, soos die mense aan die kus aankom, eens amfie skip na die ander kom en land, het hulle hierdie mense begin afmaai op die strand. Dit was 'n groot probleem gewees. En jy sien, die ander probleem is, hulle het vorentoe gegaan, they advanced, maar daar was ook 'n groot rol, hierdie doringdraad, wat hulle daar gehad het, die rolle. En hulle kon nie daaroor kom nie, want jy het nie tyd, jou meganiese mense kan nie gaan in daai doringdraad een vir een knip, om dit oop te maak, sodat hulle kan gaan na die hoë rotse toe, waar die Duitse masjiengewere die mense afgemaai het. Al wat hulle moes doen om vinnig hierdie forte te oorwin deur granate in daai glewe in te gooi, was hulle moet tot onder die vuurlyn kom, want daai masjiengewere kan nie afgegaan het nie, maar dan het hulle self blootgestel, die Duitsers, en dan sou hulle geskiet gewees het. So hulle skuil agter, hierdie soldate, die geallieerde magte moes kom tot onder en om die forte, sodat hulle Normandië kan oorwin. Wat gehelp het op die ouend, 'n hele paar van hierdie soldate hulle lewe gegee. Hulle het bo op hierdie drade gaan val, een of twee bo op hulle, en hulle manskap het bo oor hulle gehardloop. Weet hoe Mure dit ook al gedoen het. Een of twee gee sy lewe en die res advance, gaan vorentoe. Want iemand het vir ons 'n brug gemaak oor die doringdrade. Paulus besef ook dat sy liggaam moet opgeoffer word vir die onstuitbaarheid van die evangelie. Daarom het hy in Galasiërs sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe nou in my. Ek lê my lewe af. Al moet hulle my lewe van my af wegneem. My lewe is nie belangrik nie. Die bevordering van die evangelie is van kardinaal belang. Vers 14, die tweede voordeel, wat sê Paulus, lei tot, wat ook lei, vers 18 tot 19, tot blydskap. Paulus sê, my boeie het daartoe gelei dat baie broers en groot susters nou die vrymoedigheid ontwikkel het om hierdie evangelie, waarvoor ons beklei en waarvoor ons lewe en sterf, bevorder kan word. Want tevore was hulle bang vir die Romeine. Want tevore was hulle bang om hulle monde oop te maak van die Here Jesus Christus. Paulus sê, my boeie het gemaak dat hulle nou met groot vrymoedigheid, ook onder hulle mense, die evangelie kan vertel. Hulle is nie meer versigtig nie. Hulle is nie meer bang vir die soldate nie. Hulle weet as die keiserlike leiwag die evangelie gehoor en die ander soldate dit ook aanneem. En die keiserlike leiwag was die hoogste, die naaste aan die keiser. Dan is dit ons maklik om vir die ander soldate ook te vertel van die evangelie. Ons weet maar hoe
bang die Christene was en weggekruip het in Paulus se tyd vir ander mense. Hulle was skrikkerig vir ander Romeine. En onthou, Filippi was 'n moeilike stad want dit was 99% vol Romeine. Meeste van die broers gedink, toe Paulus in die tronk land, dis nou die einde. Hierdie evangelie sal nie ergens heen gaan nie. Dis die einde. Hy gaan doodloop. Die evangelie gaan doodloop. Dis juist deur Paulus se boeye dat hierdie evangelie voortmarseer. Dit stop nie. Net soos die soldate van die geallieerde mag vorentoe gegaan het tot hulle doel bereik het, weet Paulus ook, ek gaan ander mense aanspoor om vorentoe te gaan en nie te stop nie. Ten spyte van my omstandighede, my boeye, the gospel advances. Dan sê Paulus, die evangelie word net meer en meer bekend gemaak en geglo. En wie is die agent? Wie is die een wat ons help om die evangelie vorentoe te neem? Die Heilige Gees. Dis hoekom hy gekom het op Pinkster. Voor Pinkster kry ons Petrus, wat ons vanoggend gesê het, die mense sê, he should have been born with a foot-shaped mouth, because he regularly put his foot in his mouth, sê hy verkeerde dinge, Jesus, U is die Christus, en U is die Seun van God, net om te kom by 'n diensmeisie, by die hoëpriesterlike se voorportaal, en dan verloon hy Jesus 3 maal voor hierdie diensmeisie. Dit is nogal vreemd, ons weet, in die Bybel kry ons baie verhale van mans wat bang was vir vroue. Een van hulle was Elia. Want toe Jezebel sê, môre sal ek maak met jou soos jy van my priesters gemaak het, Baalpriesters, wat doen hy? Staan hy op in krag, en roep hy nog vuur uit die hemel, nee, hy hardloop, hy gaan skuil. Bang. Elia, die grootste van die profete. Petrus, een van die groot apostels, ontken Jesus 3 maal voor 'n diensmeisie. Totdat in Handelinge 1 en 2 die Heilige Gees kom. Ons weet as die Heilige Gees wat vir Salomo ook vir Samson ook gedryf het om 'n paar duisend Filistyne met 'n donkie se kakebeen dood te maak. Dis nie hy nie, dis die Heilige Gees wat oor hom gekom het. Heilige Gees kom oor Petrus in Handelinge 4 vers 41 sien ons dat hoe vrymoedig hierdie skaam en vreesbevange Petrus was wat weggekruip het saam met die ander disippels. Die Heilige Gees dryf hom dat daar in Handelinge 4 vers 41 oor die 3000 siele op een dag tot bekering kom. Petrus se werk, Petrus se vrymoedigheid, die Heilige Gees se krag. Wat ook Paulus weet, is die Heilige Gees wat my voordryf. En dit gee hierdie broers vrymoedigheid om die evangelie onstuitbaar te maak. So op 'n halt hier, so ons kyk vinnig net na 'n paar voorbeelde en 'n toepassing van die gedeelte. Ons besef nie waardeur Christene in Noord-Korea, in China, Somalië, Libië, Algerië, Nigerië, Pakistan, soveel lande, waar Christene is, weet jy wat vra hulle vir die geopende deure se kerk om te doen, of die organisasie? Hulle sê, julle moet bid dat ons sal vrykom. Ons wil bid dat ons pastore uit die tronk uit kan kom, sê die mense in Noord-Korea, of selfs in Indië, ook verdrukking, die hele is vol verdrukking. Sê hulle dit? Die vervolgde Christen. Wat sê hulle? Bid vir ons dat ons nie sal die naam van Jesus verloon nie. Bid vir ons vir vrymoedigheid om die evangelie aan ons mense wat ons vashou in tronke, bid dat ons met vrymoedigheid die evangelie aan hulle kan spreek. Dieselfde Gees wat in Paulus tyd. Geef vir ons, Here, gee vir ons, bid vir ons dat ons vrymoedigheid, soos Paulus sê, om hierdie evangelie te laat voortmarseer. Moenie vir ons bid nie, bid vir ons, dat ons nie Jesus sal verloon nie. En as jy ooit geopende deure is 'n groep volg, weet jy, bestaan in een van die kommunistiese lande, het hulle die kinders in 'n loopgraaf laat staan, dat groot loopgrawe gegrawe en die kinders daar laat staan en vir die ouers gesê, ontken Jesus, of ons gaan julle kinders doodskiet. Die ouers sê, ons kan nie Jesus ontken nie.
En hulle het omgedraai. En die ouers daar staan en vir kinders gesê, ontken die Here Jesus Christus of, en onthou, dis nie 300 jaar, dis nou 'n paar dekades terug. Op die ouend het die kinders en die ouers natuurlik afgemaai, saam toegestoot, oop. Hierdie mense sê, gee vir ons vrymoedigheid om die evangelie te verkondig. Bid dat ons die Here Jesus nie sal verloor nie. Maar watter lesse leer ons in die moderne kerk? Ons word toegerus om deel te hê aan hierdie onstryd van die evangelie. Wat hou ons vas om nie die evangelie aan ander mense te verkondig nie? Is daar enige rede wat ons terughou? Word ons vervolg? Gaan Malema ons huise kom afbrand as ons die evangelie verkondig? Ja, hy sit self in 'n kerk, in 'n charismatiese kerk. Ons het geen rede hoekom ons nie aan mense die evangelie moet vertel nie. Dis die goeie nuus van Christus, dat ons nie deur ons eie werke gered word nie, maar deur die verdienste van Jesus Christus. Ons word toegerus met die swaard van die Gees. Swaard van die Gees, praat van die Heilige Gees wat die woord gebruik, dis die swaard van die Gees, wat Ellery geskilder het, dis die swaard van die Gees. Dis nie ons swaard nie, dis die swaard van die Heilige Gees. Hy gebruik dit in ons om vir mense die goeie nuus te vertel, en dit maak die evangelie onstuitbaar. Dit moet ons moed te gee om die woord vreesloos te verkondig aan alle mense. Kan net voorbeelde gebruik van mense wat, ons kry almal fisies swaar, en hierdie week het ek 3 probleme gehad, behalwe vermaagspoelings en in glasstuk getrap, en dis klein dingetjies, dis lagwekkende dingetjies. Almal ken die verhaal van Joni Eareckson Tada. Almal ken Joni Eareckson Tada. Kwadripleeg, wat op 'n jong ouderdom haar bene en haar arms verloor het, en dan nog daarna borskanker gekry het. En luister eendag na haar getuienis. Sy weet wat dit beteken om die evangelie vorentoe te vat. Wat 'n wonderlike getuienis. En wat is die eerste lied wat ons gesing het, wat ons baie meer moet sing? Dit alleen behoort vir ons inspirasie te gee. Weet julle die agtergrond van It is well with my soul? Julle het na die woorde geluister. It is well with my soul. In 1871, hulle noem Horatio Spafford. Hy was eiendomsontwikkelaar en 'n prokureur, in Chicago. In 1871 is daar 'n geweldige groot brand in Chicago, en hy verloor amper alles wat hy gehad het. En dit was nie die einde nie. Sy seun, wat 7 jaar oud is, 4-jarige seun sterf aan skarlakenkoors, ook in Chicago. Hy besluit om sy vrou en sy 4 dogters Engeland toe te stuur. Daardie tyd het hy werk gedoen vir D.L. Moody, groot evangelis D.L. Moody. Maar hy stuur hulle vooruit 4 dogters en sy vrou Engeland toe. En wat gebeur op pad Engeland toe? Die skip waarop hulle is, bots teen 'n ander skip. En die skip sink. Uit Engeland kry Spafford die boodskap van sy vrou, 'n telegram, saved alone. What shall I do? Ek alleen is gered. Wat moet ek doen? Hy vir haar sê, bly in Engeland te kom. Want hy het 4 dogters ook, behalwe sy seun van 4, hy het nou ook sy 4 dogters ook verloor in die dood. En terwyl hy seil aan Engeland toe, die kaptein van die skip hom roep en hom sê, hier is die plek waar jou, min of meer waar die skip gebots het. Dis waar jou dogters waarskynlik hulle lewe verloor het. Skryf hy hierdie lied. Met pyn maar berusting. God weet wat hy doen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Dit kan hy alleen doen omdat hy die evangelie geken het.
weet, ek sal my dogter sien, my seun weer sien. Maar dit is goed, dit gaan goed met my siel, al is dit soos groot golwe van hartseer in my lewe. Vraag is, kan ons soos Joni, Spafford, Paulus sê, in my boeie het ek berusting, wat ook al my lot is hierdie lewe. Want U sal my tuis verwelkom, by U. In midde van hierdie sê Paulus, Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, wees bly in die Here. Dat julle welwillendheid aan alle mense bekend word, want hoekom? Spafford, die Here is naby, hy is naby, sy koms is naby, maar sy gees is by ons om ons deur te dra. Nou moet ons soos Jesus sê, al is ek benoud, sal ek bid, Vader verheerlik U naam. Ons moet leer om daai woorde te gebruik, Vader verheerlik U naam. Vader verheerlik U self in ons deur Jesus Christus. Soli Deo Gloria, die 5de sola. Verheerlik U naam. Daarom weet ons dat ons ook geroep is om nie net te glo nie, maar ook as dit nodig is om te ly vir sy naam. En as ons nie ly vir sy naam, moet ons bid vir hulle wat deur lyding gaan. En dis hoekom ons in 'n gemeente of in 'n familie geplaas word, al is ons 5 of 6 gesinslede om mekaar te ondersteun, mekaar te bemoedig. Gaan dit swaar. Ons weet nie wat ons voor lê nie, maar ons weet hier is well with my soul. My siel is reg. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie boek van Filippense wat Paulus Here hom eintlik verbly in sy boeie. Vreemd is vir die wêreld. Hoe kan hy bly wees as hy in boeie is? Want hy weet die evangelie marcheer vorentoe en kan nie gestop word nie. Hy is bly dat Christus verkondig word. Christus gekruisig en opgestaan tot verheerliking van God die Vader. Help ons om ook, Here, ons harte voor U te buig, te sê, die groot liefde wat U vir ons gegee het, dat ons nie, Here, vriende genoem word, of volksgenote geword van die Vader, maar ons word genoem kinders. Dankie vir Johannes wat dit vir ons sê. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons genoem kan word kinders van God. Seuns en erfgename. Seën Here hierdie boodskap. Mag ons soos Paulus besef, al is hy waar hy gebonde was, die evangelie is nooit gebind nie. Mag ons ook help om die evangelie wyd en suid te versprei sodat mense U kan hoor. Soos gebed met danksegging. Amen.